Hallo almal en welkom, veral aan ons graad 12s wat inskakel. Vandag takkel ons een van die heel belangrikste prosesse in lewenswetenskappe, en dit is meiose. Dis eintlik die ongelooflike storie van hoe die bloudruk van lewe van een generasie na die volgende oorgedra word. So, kom ons spring dadelik in. Goed, hier's 'n vraag om mee te begin. Het jy al ooit gewonder hoe dit moontlik is dat na duisende jare en ontelbare generasies elke mens steeds met presies 46 chromosome gebore word? Nie 92 nie, nie 23 nie, maar altyd daardie presiese getal. Wel, die antwoord op hierdie fantastiese biologiese legkaart is presies waaroor ons vandag gaan gesels. So hier is ons roete vir vandag. Ons gaan eers kyk presies wat meiose is. Dan gaan ons die proses in sy twee groot dele opbreek, meiose 1 en meiose 2. Daarna gesels ons oor hoekom dit so krities belangrik is vir lewe soos ons dit ken. En heel laaste, kyk ons wat gebeur as dinge 'n bietjie skeefloop en ons som die groot verskille op. Is julle reg? Kom ons begin. Reg. Eerste dinge eerste. Voordat ons in die fynere detail duik, wat presies is hierdie proses wat ons meiose noem? In 'n neutedop is meiose 'n baie spesiale tipe seldeling. Jy ken seker mitose, wat identiese liggaamselle maak vir groei en herstel. Wel, meiose is anders. Sy hele doel is om geslagselle of gamete te skep. So ons begin met een sel wat 'n volle stel chromosome het en ons eindig met 4 selle. Maar, en hier is die sleutel, elkeen van daardie 4 selle het presies die helfte van die chromosoom en hulle is almal geneties uniek. Goed, kom ons maak hierdie twee woorde sommer dadelik duidelik. Diploïd en haploïd. Dink daaroor so. Amper al die selle in jou liggaam is diploïd. Ons dui dit aan met 2N. Dit beteken hulle het 2 volle stelle chromosome, een stel wat jy van jou ma gekry het en een van jou pa. Meiose se groot taak is om hierdie 2N-selle te neem en dit te verander in haploïde of N-selle. Hierdie haploïde selle, so spermselle en eierselle, het net een enkele stel chromosome. Hoekom? Sodat wanneer 'n sperm en eiersel bymekaar kom tydens bevrugting, die nuwe organisme weer die korrekte volle diploïde getal het. Brilliant, né? Reg, nou vir die proses self. Meiose gebeur in 2 groot hoofstukke, meiose 1 en meiose 2. Ons begin met die eerste een, en dis hier waar die meeste van die drama gebeur. Profase 1 is waar die towerkuns begin. Die chromosome raak sigbaar, maar hier is die belangrikste deel, die homoloë pare. Dis nou die chromosoom van ma en die een van pa wat dieselfde gene dra, hulle vind mekaar en vorm letterlik 'n paartjie. En dan gebeur iets ongeloofliks, oorkruising. Hulle ruil stukkies genetiese materiaal uit by 'n punt wat ons 'n chiasma noem. Dit skommel die genetiese kaarte en dis die hoofrede hoekom jy en jou broers of susters nie identies is nie. Volgende is metafase 1. Soos jy kan sien, rangskik daardie homoloë pare alself nou netjies in die middel van die sel op wat ons die ewenaar noem. Nou, let baie mooi op. Dis die pare wat oplyn, nie individuele chromosome soos in mitose nie. Hierdie verskil is absoluut krities vir alles wat volgende gebeur. En dan aksie. Anafase 1. Die spoeldrade begin korter trek en hulle pluk die homoloë chromosome uitmekaar. Maar kyk mooi, die susterchromatiede, die 2 helftes van 'n enkele chromosoom, bly by mekaar. So dis hele volledige chromosome wat na teenoorgestelde kante van die sel gesleep word. Ons skei die pare, ons skeer nie die chromosome in die helfte nie. En so eindig meiose 1 met telofase 1. Die chromosome kom by die pole aan, die sel begin in die middel induik en verdeel in 2. En wat is die resultaat? 2 splinternuwe dogterselle en elkeen van hulle is nou haploïd. Ons het suksesvol die chromosoomgetal gehalveer. Maar ons is nog nie heeltemal klaar nie, want elke chromosoom bestaan steeds uit 2 susterchromatiede. En dit bring ons by die tweede hoofstuk van ons storie, meiose 2. Jy sal sien, hierdie deling lyk eintlik baie meer soos mitose. Die doelwit hier is eenvoudig. Ons moet daardie susterchromatiede wat nog aan mekaar vassit, van mekaar skei. Goed, profase 2 is redelik eenvoudig. In elkeen van daardie 2 selle wat ons sopas gevorm het, begin nuwe spoelvesels vorm. Hier is daar geen drama en geen oorkruising nie. Dis bloot voorbereiding vir die volgende finale skeiding. Nou in metafase 2, anders as in metafase 1,
Is dit nou die individuele chromosome wat op die ewenaar van elke sel oplyn? Sien julle die verskil? Nie meer pare nie, maar enkel leierchromosome wat reg staan om finaal geskei te word. En hier is die oomblik van waarheid. Anafase 2. Die sentromere wat daardie susterchromatiede bymekaar gehou het, verdeel uiteindelik. Die chromatiede word uitmekaar geruk en beweeg na teenoorgestelde pole. En die oomblik wat hulle skei, word elkeen as 'n volwaardige, onafhanklike dogterchromosoom beskou. En ons sluit die hele proses af met telofase 2. Die nuwe kromosome kom by die pole aan, nuwe kerns vorm rondom hulle en die sitoplasma verdeel vir oulaas. Die groot eindresultaat? 4 haploïde dogterselle. En onthou julle daai oorkruising in profase 1? Wel, danksy dit is elkeen van hierdie 4 selle geneties uniek. Dit is die finale pragtige produk van meiose. So, nou het ons die hoe van meiose heeltemal deurgewerk, stap vir stap. Maar kom ons vra nou die regte groot vraag, die hoekom. Hoekom gaan die natuur deur al hierdie moeite? Wat is die dieper biologiese rede dat hierdie proses so noodsaaklik is? Wel, daar is 2 reuse redes en albei is monumentaal belangrik. Eerstens, die halvering van die chromosoomgetal. Dit is die enigste manier om seker te maak dat wanneer bevrugting plaasvind, die nuwe sigoot weer die korrekte, stabiele diploïde getal chromosome het. Sonder meiose sou die chromosoomgetal met elke liewe generasie verdubbel. Kan jy jou dit indink? Tweedens, en net so belangrik, is die skepping van genetiese variasie. Daardie oorkruising is nie net vir die mooi nie. Dit skommel die genetiese kaartspel. En hierdie variasie is die rou materiaal, die brandstof vir natuurlike seleksie en evolusie. Dis hoekom ons as 'n spesies kan aanpas en oorleef in 'n veranderende wêreld. Goed, ek weet dit is baie fases en baie name om te onthou, veral vir die eksamen. Hierdie is 'n briljante geheue rympie wat julle kan help. I, PEM, MAT. Dink daaraan so. I vir interfase, dis tussenin die delings. P vir profase, dis die preparasiefase. M vir metafase, dis wanneer die kromosome in die middel is. A vir anafase, dis wanneer hulle apart trek. En T vir telofase, die terminale of finale fase. Gebruik dit, ek beloof dit help regtig. Die proses van meiose is ongelooflik presies, amper soos 'n fyn ingestelde horlosie. Maar dit is nie altyd 100% perfek nie. Kom ons kyk vinnig wat gebeur wanneer foute insluip en dan sluit ons af met 'n duidelike, finale opsomming van die verskille tussen meiose 1 en 2. Soms tydens daardie kritiese anafase 1 of 2 gebeur dit dat die chromosome of chromatiede nie reg skei nie. Hulle plak as te ware aan mekaar vas. Hierdie fout noem ons nie disjonksie. Die gevolg? Een van die finale gamete kry 'n ekstra chromosoom terwyl 'n ander een te min kry. En 'n so abnormale gameet, byvoorbeeld een met 'n ekstra kopie van chromosoom 21 by bevrugting betrokke is, kan dit lei tot genetiese toestande soos Down-sindroom. Dit wys jou net hoe ongelooflik presies elke enkele stap van meiose moet wees. Hierdie is 'n fantastiese opsommingsskyfie vir julle hersiening. As jy hierdie tabel verstaan, verstaan jy die kern van die hele proses. Dit wys jou die groot verskille tussen meiose 1 en 2 in 'n oogopslag. In meiose 1, homologe pare op die ewenaar, homologe chromosome skei en oorkruising vind plaas. Die resultaat: 2 haploïde selle. In meiose 2, individuele chromosome op die ewenaar, susterchromatiede skei en daar is geen oorkruising nie. Die finale resultaat: 4 haploïde selle. En ek wil julle met hierdie gedagte laat. As genetiese variasie die brandstof vir evolusie is, dan is meiose die engine wat daardie brandstof skep. Met elke enkele seldeling skommel dit die kaarte van die lewe en skep dit nuwe, eindelose moontlikhede. So, die vraag is, hoe dink jy sal hierdie antieke, fundamentale proses die toekoms van lewe op ons planeet aanhang vorm? Iets om oor na te dink. Dankie dat julle ingeskakel het en sterkte met die studies.